Hallo, welkom by Sabbat Skool, Sabbat Godsrus Skool Oefenplek. En met hierdie video's of hierdie geleenthede wil ons net plek skep vir jou om saam met ons na te dink oor die Here, God, die God van die Bybel, geloof, lewe as 'n Christen. Dit is 'n kontroversiële topik en dit raak al hoe moeiliker om kop te hou van wat dit beteken om 'n gelowige te wees. So ek wil jou nooi om saam te dink en saam te groei in hierdie geleenthede. Nou ons by Benede Park Gemeente op die stadium hou elke tweede Woensdag aand 'n geleentheid waar ons bymekaar is, waar ons saam dink, saam rustig wees, saam in stilte, net reflekteer rondom idees oor wat dit beteken om 'n Christen te wees en spesifiek oor God, oor woordgoed, oor Jesus Christus, oor die Heilige Gees. En dit gaan oor wie is God? En wie is ek omdat God is wie hy is? En dis al hierdie waarhede wat my lewe vorm en my help besluit hoe om te leef. Nou as ons so nadink, dan begin goed in ons gebeur en ons is geneig om 'n vrede te ervaar wat ons voel, okay, ek is in harmonie met God, my lewe stem saam met dit wat ek in die woord kry, die voorbeeld wat ek by Jesus sien, kan ek sê dit wat ek nou doen en wat ek dink en waarmee ek besig is, voel asof dit op pad is saam met hom. En ander kere ervaar ek hierdie ontwrigting, hierdie ongemak, hierdie duidelike stem amper wat sê jy's nie nou waar jy moet wees nie. Jy's nie besig om te doen wat jy moet doen of kan doen nie. Jy's nie besig om jou potensiaal uit te leef nie. Jy mis iets van die lewe. En dit is 'n trek in ons harte, dis 'n spanning waarin ons leef wat ons weet, maar ek kan nader aan God. Ek kan meer van hom weet. Ek kan my Bybelkennis versterk. Ek kan Jesus meer tasbaar ervaar. Ek kan meer sensitief wees vir die Heilige Gees. En dis 'n Christelike journey. En dit is ons voorreg om op hierdie platform en op hierdie manier saam te dink oor hoe vat hierdie goeders aan ons lewens en hoe oefen ons om nader aan die Here te lewe. So ons is nou, en ek wil vir die volgende ruk, die volgende paar video's wat ek nou gaan so beskikbaar stel op hierdie manier. Jy sal sien as jy teruggaan op ons gemeente se YouTube site. Vorige video's was meer live broadcasts wat ek uit die auditorium met elke 2 weke net gestuur het. Ek gedink dit sal ook meer cohesive of meer sin maak as ek die volgende paar of die volgende reeks of die volgende paar gedagtes wat ons met mekaar wil deel op hierdie manier vir jou beskikbaar maak. Jy kan dan die video gebruik as is en daaroor dink, daarmee loop met die gedagtes wat ek gaan deel, of jy kan so deur die loop van die video pause. Ek sal vir jou aanduiding gee wanneer dalk 'n goeie tyd is en dan nadink oor die gedagtes waarmee ons besig is. So ek wil met hierdie eerste video as 'n inleiding en dan om sommer af te skop vir jou vertel, ons wil in die volgende paar gesprekke of geleenthede dink oor God, spesifiek God. En ons weet die kennis wat ons het is God drie-enig, kom na ons toe as Vader, Seun en Heilige Gees. Dis ons om deur die Bybel ervaar en ons dink aan God as die skepper van die heelal. Nou dis die algemene wat enigiemand vir jou sal kan vertel en is nie noodwendig vreeslik detail nie en is nie vreeslik diep nie, maar daar is verskriklike detail en diepte in daai paar stellings. Nou ek wil jou net vinnig herinner dat wêreldwyd dink mense verskillend aan God, hulle benader God verskillend, maar ons wil bietjie kyk na hoe kom God na ons toe? Hoe wys hy homself vir ons? Watter 6 maniere kan ons agterkom kom wys God homself vir ons? En ek wil vandag met hierdie video die eerste een met jou deel en ek gaan in follow-up video's, volgende gedagtes met jou deel, waarmee jy kan loop en dan kan kou. Ek wil net hierdie vir jou wys. Hier is 'n rosemary wat in die Katolieke Kerk gebruik word, meer. Hulle is beskikbaar. Dis useful vir gebed meestal en hulle gebruik dit so om iets tasbaar in hulle hande te hê wat hulle herinner waarmee hulle besig is, sodat hou jou fokus en dit help jou deur 'n string gedagtes gaan. Hulle sal die Onse Vader byvoorbeeld 50 keer opsê vir elkeen van die kraletjies. Hulle hou 'n kraletjie vas en sê die Onse Vader op, volgende een sê hom weer, volgende een sê hom weer. Sodat dit raak 'n interessante proses om in 'n ruimte in te beweeg waar jy by God is. Nou ons glo God is altyd oral.
En ons kan nie regtig in ruimtes in beweeg waar God is nie, want ons kan nie uit ruimtes uit beweeg waar God is nie. Ons kan nie na plekke toe gaan waar God nie is nie. So vir die praktiese brein, en dis baie van ons in die gereformeerde wêreld, is dit moeilik om te dink in terme van ek nader tot die Here of ek maak my oop. Wat ons wel ken en wat vir ons bekend is om stil te raak. En dit het Jesus ook baie gedoen. Hy het baie keer een kant gaan sit en hy het stil geraak. En dis wat ons wil aanraai is wat hierso moet gebeur is. Voordat ons met mekaar begin praat, het ons nodig om rustig te raak. Ons het nodig om stil te raak. En as jy uit die Pinksterkringe of die Pentekostal en die charismatiese kringe beweeg, sal jy praat van ek breek deur of ek druk in of ek kom in God se teenwoordigheid in. En gewoonlik gebruik ons musiek om ons hier te help. Ons gebruik in die ortodokse wêreld sal hulle meer praat van 'n meditatiewe of 'n contemplative woorde wat gebruik word om te sê ek is in 'n dink state, is 'n toestand van nadenke en kontemplasie, reflection, is om net te sê ek is in myself besig en ek gee myself kans om stil te raak en meer te luister as wat ek gee en sê. Om my gedagtes kans te gee om rustig te raak. Dis gewoonlik in hierdie spasies waar Ignatius van Loyola in die 1500s vir ons skryf dat ons dan 'n ervaring het van vrede, dat ek saam met God op pad is, 'n harmonie, of ek het 'n ervaring van ontwrigting. So ek word bevestig deur God of ek word ontwrig deur God en ek ervaar dan dat hy my aanspreek, dat iets in my, 'n gedagtegang, 'n waardesisteem, 'n verstaan van hom nie aanpaar is nie gesond is nie en hy wil dit graag met my uitklaar. En dis dan hoe ek God se aanmoediging, unctioning is 'n Engelse woord, wat sê die Gees druk my of dryf my om in sekere rigtings te dink, om sekere gedagtes aan te neem en ander af te stoot. So die proses wat dan binne in jou begin gebeur wanneer jy sê raak 'n vreeslike kwesbare en 'n eerlike proses. En dis dan ook waarmee ons wil begin as ons sê ons wil God hoor soos wat hy na ons toe kom. En dan is ons besig met, as jy so lank wil blaai, gaan ons na Johannes 13 kyk, waar Jesus sy disippels se voete was. Dis verse 1 tot 20 waar ons die storie hoor van Jesus wat sy disippels se voete was. Johannes 13 1 tot 20. Ek wil jou geleentheid gee om die teks te lees. Jy kan hierso pause, deur die teks lees en regtig net nadink oor wat hoor jy, wat bevestig God in jou en wat ontwrig hy in jou, en ek wil jou nooi, ontvang die teks met 'n oop hart. Let op wat God in jou bevestig en wat hy ontwrig. Maar onthou dat jy deur jou doop, die feit dat jy gedoop is, op wat ook al manier, wat ook al tradisie jy vandaan kom, jou doop beteken jy is deel, jy's ingeneem in God se hart en in sy huisgesin in. En jy is nou deel van sy familie, maar wees ook bewus dat so naby aan die Here sal jy ontmasker word. Jy sal moet eerlik wees oor waar jy is en wie jy is. En dis wat God doen. Ons kan nie wegsteek of voorhou as ons by die Here is nie. Ons kan net eerlik wees. Ons kan net met ons oop hande en oop hart voor hom staan en sê, Here, hier is ek. Wys my die weg. En God sal jou aanspreek. God sal jou die pad wys. God sal met jou besig wees. So ek wil jou aanmoedig, werk stadig en rustig deur die teks. Jy kan die video hier pause en nou mee besig wees. As jy deur Johannes 13 lees, dan het jy gesien dat die verskeie karakters, Jesus en sy disippels, mekaar probeer uitsort oor wie is waar en wat se hiërargie. Jesus kom in as die leermeester en hy sê vir op 'n stadium, julle noem my leermeester en is reg, ek is dit. En dan kom was hy hulle voete, die optrede van 'n slaaf in hulle kultuur en tyd, waar as jy by iemand gaan kuier, dan sal hy 'n slaaf wees, 'n mindere, 'n besitting. Dit 'n persoon wat almal aan gedink het as minder, sal dan kom en jou voete vir jou was, omdat jy op stowwerige paaie geloop het. Jou lyf is skoon, want meeste van hierdie mense is maar ook middelklas en ryker. Dis net jou armes, jou siekes, jou vuiles wat buite die dorp
wat regtig heeltemal vuil is, met wie Jesus hom ook bemoei het. Hierso is hy met sy disippels besig. So hy's besig met mense wat werk het of gehad het tot dit hom begin volg het. Hulle sou nog vis gevang het af en toe lees ons. Ons lees van mense wat weet om geld te verdien en 'n bestaan te maak en dan deel te neem aan die gewone rituele, die sosiale en kulturele en godsdienstige rituele, die gewoontes van die tyd, net soos ek en jy ook doen. Ons trek op 'n sekere manier aan, ons leef op 'n sekere manier. Hulle sou dan by hulle huis ingekom het en iemand sou hulle voete gewas het, die slaaf. Jesus neem daai plek in. Die skepper van die heelal kom wees mens en neem die plek van 'n slaaf in en hy was hulle voete. Nou Petrus lees ons soos onmiddellik verontwaardig. Hy is soos hierdie kan nie wees nie. Wat sê dit van my as u so optree? Hoe's ek veronderstel om op te tree as u so optree? En hy wil eers in sy kop die hiërargie regmaak. Nee, u is daarbo, ek is hier onder. En Jesus sê nee. Hierdie is hoe dit werk in die koninkryk. So ons sien iets hierso en hierdie is ons eerste gedagte. Ons sien iets hierso van God se natuur. Ons sien iets van hoe God homself sien en hoe hy homself van ons wil kom voorstel. Is dienend, is ons sien 'n omgee, ons sien 'n verskriklike deernis, ons ervaar liefde, ons ervaar hy wil ons optel, hy wil ons nader trek. Ons ervaar eerlikheid en opregtheid, want daar's nie voorhou nie, dis verskriklik vernederend om so vir iemand te buig en hulle voete toe moet was. Ek weet nie of jy al het nie, maar jy moet tog al van jou trots en wat not weggee. So ons sien iets van God se natuur in hierdie verhaal. Ons sien iets van wie God is en ons sien dit deur Jesus. So hier is die belangrike clues wat ons moet begin in ag neem as ons dink oor wie is God, dan is Jesus vir ons beskikbaar. God kom maak homself in Jesus vir ons beskikbaar en sê, hier is ek. As jy my ken, ken jy die Vader. Johannes 15, 16 en 17. So hier in 13 begin ons agterkom en ons sien iets van sy hart. Ons sien iets van sy natuur. En hy sê dan vir sy disippels, so moet julle ook wees. Hy nooi ons in om ook so op te tree. Wil jy nie oomblik nadink oor hierdie stuk en veral die deel waar Jesus sê, as jy my nie toelaat om jou voete te was nie, het jy nie deel aan my nie. Het jy nie deel aan my nie. Jy kan ook blaai na 2 Petrus 1 vers 4 toe, waar die skrywer Petrus vir ons sê dat ons alles het wat ons nodig het. Ek lees vir jou, ek sien die 2020 vertaling. Ek lees vir hierso van vers 3 af. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe, deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Ons ken hom, hy roep ons na hom toe, en dan vers 4. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur. Nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. So jy het geleentheid om te aanvaar wat God na jou toe bring en vir jou gee, en so deur dit te aanvaar kry jy deel van sy natuur. Wat 'n vreemderige sin is, wat 'n abstrakte konsep is. Die praktyk daarvan is om te sien hoe Jesus maak en dieselfde te doen, om te sê maar ek wil ook so wees. Nie noodwendig nog doen nie, ons gaan daarby kom. Maar ek wil so wees, ek wil my natuur moet deel hê aan wie God is. Ek wil soos God wees. En dit kom redelik natuurlik as jy jouself kans gee om hierdie natuur te ervaar. En dit is hoe ons God se natuur leer ken. Is om raak te sien in Jesus, hoe hy maak, en sensitief en bewus te wees van dit wat hy in ons wil ontmasker, en tot, as jy die vlakke wegbreek en wegbreek en wegbreek, tot op jou rouste mens wees, sal jy agterkom, daar is 'n verskriklike liefdevolle omgee wese wat binne in jou bestaan, wat net plek soek om uit te leef. Ons word hierdie wêreld gebombardeer oor idees en prentjies oor wie ons moet wees. En dan verloor ons iets van die goddelike natuur en ons neem eerder 'n wêreldse natuur aan. So as daar water naby is, wil jy nie jou vingers in die water druk en so op jou voorkop smeer en onthou dat jy gedoop is nie.
en dat jy reeds deel van God se familie is. Jy is God se kind. En dit beteken dat jy deur Jesus se kruisiging nie meer vas is aan die sondige natuur nie. Jy is nie meer vasgeketting aan die wêreldse manier van doen en dink nie. Jy kan nou deel hê aan God se natuur, maar jy moet toelaat dat hy jou voete was. Die term wat ons gebruik om hierdie proses van om God se natuur aan te neem, om hom te leer ken, om Jesus na te boots, alles wat ons nou bespreek het, staan bekend as theosis. Theosis, theo wat God beteken, en die proses om theosis is om soos God te word. Om soos God te word, om sy natuur aan te neem. So God neem jou in, en hy ontmasker jou, en dan word jy soos hy. Die nuwe jy kom dan tot vore. Nuwe lewe wat jy kry by Jesus Christus. So, ek het vir jou 'n klomp goed gegee om aan te dink. En jy kan, as jy hierdie wil terugrelate na jou normale, of dit waarna ons gewoond is, ons is hier besig om te praat oor geloofsgroei, of geestelike groei, of om jou geestelike lewe aandag aan te gee, of by God uit te kom, of sterker te word in jou geloof. So dit baie woorde daarvoor. Maar dis eintlik die fondasie behoefte wat ons hierso het, is om te sê, ek wil soos God word, ek wil sy natuur leer ken, en ek wil deel hê aan sy natuur. Ek wil hê my natuur moet ook so syne wees. Dis theosis. Dis hoe God na jou toe kom, as hy kom deel sy hart met jou. Hy doen dit deur sy seun, Jesus Christus. Hy kom wys vir jou wie hy is. En so nooi hy jou in, deel van hom te wees. Maar hy kom doen dit deur jou voete te was, deur jou te dien. Hy kom doen dit deur vir jou 'n lewe te gee. Deur vir jou plek te skep om te leef en lief te hê. Om vir jou die spasie en die ruimte te skep om hom te loof, om die godvreesende lewe te leef. Hy het vir jou alles gegee wat jy nodig het. Klaar. Al wat jy moet doen is by hom sit en by hom leer hoe om uit daai natuur uit te leef, die goddelike natuur wat reeds vir jou beskikbaar is. So mag jy in jou nadenke God ontdek vir wie hy regtig is. Here, dit is my gebed, U as Vader, dat U elkeen wat saam op hierdie pad is, sal help sien wie U is. Hoe lyk U natuur? Die regte God wat ons aanbid, die lewende Vader wat vir ons plek skep en vir ons alles gee wat ons nodig het. En ons sien dit in U seun Jesus Christus. Here Jesus wat ons 'n voorbeeld stel, wat ons kom dien het en ons voete kom was het, deur sy lewe te gee. Ons sien dit in hoe hy sy disippels hanteer. En as hy hulle dan nooi om deel te hê aan hom, deel te hê aan wie hy is, Here, dan vra ons dat U die Gees in ons uitstort en ons volmaak, sodat ons kan leef volgens U natuur. Ons asseblief bewus ontmasker ons, ontwrig ons, sodat ons kan weet waar lei ons aan wêreldse denke en waar leef ons uit ons wêreldse sondige natuur uit. Dat ons onthou ons is vrygekooptes, verlostes in U naam en dat ons deur U natuur godvreesende lewe, heilige lewens kan leef tot U eer. Dankie dat ons U kan sien en U kan leer ken as ons God. Amen. Seën en sterkte, ons kuier gou weer.